hierdie maand eintlik op 'n dankbaarheidsreis. Deur die stories van ons eie lewe. En hierdie reeks herinner ons net om so 'n bietjie terug te kyk. En nie te gaan na die verlede om dit te herleef nie, maar om net te sien hoe God se genade deur my lewensreis en spesifiek die afgelope jaar, hoe God se genade ingeskryf is in elke deel van my storie. En eintlik dan op die einde van die dag te erken, maar sy heerlikheid het werklik my storie geword. Nou, ons het afgeskop in die eerste week en ons het so 'n bietjie by die lewe van Josef stil gestaan. Nou, sy lewe was gekenmerk deur pyn, verraad en onreg. Maar dit is so wonderlik as jy die storie van Josef lees, hoe hy God se hand eintlik in alles gesien het. En hy het dit op daai stadiums nie altyd, ek dink, verstaan nie. En maar uiteindelik het hy besef, dit was al die tyd God se plan in my lewe. En dan hoe hy God se guns binne in die put kon beleef. Toe hy hom wou doodmaak en die broer gekeer het en sê, kom ons verkoop hom maar eerder net. En hoe hy God se guns daar beleef het, hoe hy God se guns binne in die tronk beleef het, en hoe hy uiteindelik een van die leiers en ministers word van Egipte en wat alles aan hom toevertrou is. En wat vat ek en jy hier uit? Dat God het altyd 'n plan vir ons lewe. En dit maak nie saak waardeur ons gaan nie, alles sal altyd tot voordeel vir ons uitwerk. En eintlik kan ons pyn verander in 'n wonderlike doel. En in die tweede week het ons stil gestaan by Dawid. Daai ou het soveel oorwinnings behaal, maar tog is hy ook deur baie diep in donker valleie. En hy het soveel mislukkings beleef. Maar een ding wat Dawid geleer het, hy was nooit sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Hy was altyd bewus van die feit dat die Here is daar. En as jy nou deur Dawid se storie lees, dan gee hy eintlik vir ons woordeskat vir dankbaarheid. Veral wanneer die lewe so onseker en moeilik raak, gaan kyk maar gerus, gaan lees 'n bietjie die psalms. Hy gee vir jou woordeskat om jou dankbaarheid te openbaar aan die Here, sodat ons met oortuiging kan leef dat God ons nooit sal verlaat nie. Dit maak nie saak of jy in die diepste vallei jou partykeer vind of op die hoogste berg van sukses nie. Die Here is altyd daar. En hy sal ons nooit aan ons eie lot oorlaat nie. Nou vandag gaan ons so 'n bietjie stil staan by die lewe van Paulus. En Paulus, julle ken Paulus, hy het ook eintlik 'n derde van die Nuwe Testament geskryf. Hy was verantwoordelik daarvoor, maar 'n man wat verstaan het wat dit beteken om 'n pynlike verlede te dra. Onthou, hy het die Christene vervolg. Hy het hulle doodgemaak. Hy het hulle lewendig aan die brand gesteek. Nou dink net vir 'n oomblik, hy kon vir jare onder skuldgevoelens en skaamte geleef het. Hy kan eintlik sy hele lewe daarin begrawe het. Maar die oomblik toe hy Jesus ontmoet, het hy die vryheid in Christus ontdek, wat eintlik sy hele lewe kom herdefinieer het. En dis waar ons so 'n bietjie gaan stil staan. Maar voor ons aangaan, het jy al ooit probeer om 'n kar te bestuur terwyl jy die hele tyd in die triespieeltjie kyk? Het jy al? Ek dink jy kan dit vir 'n paar sekondes doen, maar dan sal jy verseker, ek sê nou amper iets anders, jy sal verseker 'n ongeluk maak. As jy die hele tyd in jou triespieeltjie kyk en probeer vorentoe toe ry. En vir my is Paulus se storie opgeneem in hierdie volgende paar woorde wat ek hier geskryf het. Paulus se storie gaan vir my oor hierdie: kyk terug met dankbaarheid en leef vorentoe in vryheid. En dis wat die Here vir jou en my wil sê vandag deur die storie van Paulus. Ons kan 'n bietjie terugkyk met dankbaarheid, maar hou aan leef
in vryheid. Dis wat Paulus ons leer hier in Filippense 3 vers 13 tot 14 wanneer hy skryf. Nee, broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, dat ek al is wat ek moet wees nie. Maar een ding is seker, ek vergeet dit wat agter my lê. En ek strek my uit na wat voor lê. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Jesus Christus aan my gee. So ek gaan hom so 'n bietjie opbreek en 'n paar gedagtes uit elke gedeelte net met jou deel. Nou, hy kom in vers hier in die eerste gedeelte waar hy sê in vers 13, hy sê nee broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees. Met ander woorde, Paulus sê, ek het nog nie gearrive nie. En dis dieselfde met jou en my. Net soos Paulus op 'n reis is met sy lewe, of op 'n reis was met sy lewe en die pad gestap as volgeling van Jesus, net soos ek en jy, elkeen op reis. En net soos Paulus is ons nog nie daar nie, ons is op pad. Maar die Here los ons nie waar ons is nie. Hy's 'n progressiewe God. Hy's te lief om ons te los waar ons is. Hy vat ons die heel tyd, moedig hy ons aan deur die Heilige Gees om uiteindelik by God se plan vir ons lewe te leef en daar te kom. God se hart is dat ons in die volheid van hom sal leef, wat ons nie altyd doen nie. Want Paulus skryf in Filippense 1 vers 6, die Here wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit volëindig. God se plan vir ons lewe het nie verander nie. Dit wat hy begin het, gaan hy klaarmaak in ons lewe. Maar vir ons is dit belangrik dat ons sal belyn met dit. Hy wat 'n goeie werk begin het, sal dit volëindig. Maar dit is belangrik, en ek sal altyd met mense hierdie prentjie maar altyd gebruik, dat so nou en dan is dit belangrik om net so bietjie terug te kyk. Nie die hele tyd in die triespieeltjie te bly nie. Want ek en jy is van tot meer geroep as waarvan ons gered is. Partykeer hak ons so vas aan waarvan ons gered is, dat ons heeltemal mis wat God vir ons in gedagte het. En dit is wat Paulus vir ons wil leer vandag, en dis wat hy ontdek het. Hy kan nie met skuldgevoelens en met sy gewete die heeltyd sit in as en in sak wat hy aangevang het nie. Hy's nou gered in Christus, en hy moet nou op die pad stap. Hy moet nou kom wat dit wat God vir hom in gedagte het. So, dit is so nou en dan goed om net so 'n bietjie terug te kyk, om vir die Here dankie te sê. Ja, as ek nou 'n jaar terugkyk, ek was daar, maar kyk waar is ek nou. Maar ek is nog nie waar ek moet wees nie. Dit is baie keer goed om terug te kyk, om net dankie te sê vir die Here, dankie vir die gevegte wat ek gewen het, die oorloë wat ek al reeds gewen het. En dankie dat ek U getrou het in my donkerheid en my donker seisoene kon sien. Om te hou hoe hy my pyn in 'n doel kon verander het, soos Josef. Maar dan gaan Paulus aan en dan sê hy belangrike beginsel wat hy ontdek het. Hy sê maar een ding. Hy sê daar's 'n ding. Van een ding is ek seker, ek vergeet dit wat agter my lê. Nou Paulus sê ons moenie ons geheue uitvee nie. Hy sê maar ons kan nie toelaat dat ons verlede, ons rigting of ons toekoms bepaal nie. Hy sê daar's twee goed wat ons nie moet toelaat om ons lewe te dryf nie. Hy sê is die mislukkings in ons verlede, maar ook ons suksesse van die verlede. Hy sê, wat bedoel hy met die mislukkings in die verlede? Hy sê, ons almal het foute, ons almal was sondig, ons almal is spyt oor goed wat ons gedoen het, maar wat Paulus vandag vir ons wil sê, God se genade is groter as ons skuld. En dis wat Paulus ontdek het. Hy kon nie daar sit op 'n hoop, alhoewel hy ja gesê het vir Jesus en die pad begin volg het, maar hy sê ek moet wegkom van die skuld en die pyn van my gewete, want God het 'n groter plan vir my.
Hy het 'n plan dat ek in sy volheid sal leef. En daarom het hy ook in Romeine 8 vers 1 geskryf. Hy sê daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wat nie na die vlees leef nie, maar na die gees. Met ander woorde, hulle wat nou Jesus beginne volg as hulle meester en Here. Nou, stel jou net voor vir 'n oomblik. Ek en jy hardloop nou die wedloop. Want Paulus verwys ook, dis 'n wedloop wat ons hardloop. Dis nie 'n passiewe ding nie. En jy is die heeltyd besig om 'n swaar ketting saam met jou te sleep. En dis wat eintlik Paulus hier sê. Hy sê ons kan nie die mislukkings in ons verlede soos 'n ketting saam met ons sleep die heeltyd nie. En glo my, mense doen dit. Dis soos 'n grammofoon wat oor en oor afspeel in hulle lewe asof hulle net nie wegkom nie. En is baie keer asof mense dit geniet om die skuld en die skaam en die spyt saam te sleep. Dit voel baie keer of dit nou baie heilig is om dit te doen, want dis nie God se plan nie. Paulus sê ons kan nie so leef nie. Hy sê want ons is tot meer geroep. Ons is tot meer gered as waarvan ons gered is. En in Jesus Christus is ons nie meer vasgeketting aan dit wat ons gedoen het nie, ons skuld, ons skaamte en ons seer nie. Ons is nie meer vasgeketting aan dit wat ek aan myself gedoen het, ek kan my nie vergewe nie, of wat ek aan ander gedoen het nie, of wat ander aan my gedoen het nie. Jesus het al reeds daai ketting gebreek. Die oomblik toe hy sterf aan die kruis, het hy alles op hom geneem, en dan sê hy, alles is volbring. En ek en jy moet op 'n plek kom waar ons ophou om hierdie goed agter ons aan te sleep. Ek sien elke dag mense waar ons mense bedien, asof mense net nie kan wegkom van hierdie goed nie. Want Paulus sê, dis nie God se plan nie. God se plan is dat jy in die volheid van dit wat Christus gee in God, dis waaraan jy moet vashou, of waarvoor jy moet leef. Hy sê eintlik, ons verlede moet eintlik getuienis wees, en nie 'n tronk nie. En baie mense sit vandag nog in tronke as gevolg van die goed wat hulle gedoen het. Nie net nie fisiese tronke nie, maar hoe hulle oor hulle voel in terme van skuld en spyt, en hulle self nie eens kan vergewe nie. En hoe hulle oor hulle dink en hoe hulle voel, sit hulle in tronke. Maar dan gaan hy aan. Hy sê maar selfs die suksesse van die verlede, en onthou nou, Paulus was 'n geleerde ou. Hy was 'n fariseer. Hy was hoofseun. Hy was op die Joodse raad gedien. Hy weet wat dit is om suksesvol te wees en aansien te hê. Maar dan skryf hy in vers 8 van hoofstuk 3. Hy sê selfs hierdie goed, al my suksesse en alles wat ek bereik het, beskou ek alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Jy sien, selfs goeie goed, selfs suksesse in ons verlede, kan ons terughou. Selfs die goeie goed, wanneer ons so op 'n nostalgiese reis gaan, dan hou ons so vas aan daai goed. Ek en jy kan nie van gister se manna leef nie. Jy kan nie eers môre leef van die manne van vandag nie. Jy moet wag, môre opstaan, Here, wat sê U vandag vir my? 'n Nuwe woord, 'n nuwe stuk manna. God se genade is elke dag vir jou beskikbaar. Die woord sê dit lê soos vars dou in die oggend. Hy sê ons kan nie van eers aan vashou aan dit wat ons suksesvol was in die verlede. Jy sien, wanneer ons dit doen, dan kom ons op 'n plek en begin ons onafhanklik te leef. Want ons was mos nou suksesvol en ons ry op daai sukses van die verlede. En dan kom ons op 'n plek waar ons sê I can do it on my own. Me, myself and I can do it my way. Maar ons kan nie. Want is dit genade in Christus Jesus. Nou Jesus bevestig in Matteus 5 vers 3 waar hy 'n paar wyshede met die disippels gedeel het. Hy sê en dis wat jy moet hoor vanoggend. Welgeluk en salig is die man en vrou
wat hulle afhanklikheid van God besef. Want hulle sal die koninkryk beerwe. Met ander woorde, wat bedoel hy? Wat Jesus gesê? Hy sê die koningskap van God sal oor hulle heers en hulle sal die volheid van die koninkryk beleef. So dis tot ons voordeel. Paulus sê dis tot ons voordeel. Dat beide ons mislukkings en roem laat gaan van die verlede. Hy sê want nie een van hierdie twee behoort ons toekoms in Christus te bepaal nie. En is baie keer hierdie twee goed wat ons terughou om in die volheid van Christus te leef vir ons lewe. En nou gaan hy aan in vers 3. Han sê hy, maar wat doen hy? Hy sê ek sê vir julle ouens, ek is nog nie daar nie. Ek het dit nie alles nog by mekaar nie. Hy sê maar ek het gekies dat die verlede nie soos 'n ketting aan my lewe hang nie. Hy sê maar wat ek doen, ek strek my uit na dit wat voor lê. Hy sê ek jaag wenpaal toe. So met ander woorde is intensiteit in ek kom met 'n intentionaliteit. Hy sê na die hemelse prys wat God deur Jesus Christus aan my gegee het. Daai prys is nie net om hemel toe te gaan nie. Daai prys is die ewige lewe. Die oomblik toe ons ja sê vir Jesus, toe ontvang ons die ewige lewe in hom. Maar hy wil hê terwyl ons hier op aarde is, moet ons in die volheid van God leef. Alles wat Jesus sin is myne. Paulus skryf daarvan in Efesiërs 1 vers 3. Hy sê alle geestelike seëninge wat in Christus is nou vir julle ook. Julle is die volle erfgenaam van my seun oor julle lewe. En baie keer mis mense dit, want hulle is so vasgevang in hulle verlede in terme van hulle suksesse en hulle mislukkings. Hy sê, Paulus sê, nee, dis waarheen ek jaag. Hy sê, ek wil in die volheid van God se plan vir my lewe leef. Ek wil die volheid van God beleef in my lewe. Johannes 10 vers 10, waar Jesus sê, die vyand kom om te steel, te roof en te vernietig. Maar ek het gekom, sodat julle lewe en dit in oorvloed kan beleef. En dis God se plan vir ons. Maar baie keer kom mense nie daar nie, hulle leef nie daar nie, want hulle is so vasgevang in hulle verlede. Nou sê hy sê, strek jou die heeltyd uit na vore, jaag na hierdie wenpaal toe. Paulus herinner ons daaraan, en ek het dit hier neergeskryf, dankbaarheid gaan nie net wat agter ons is nie, maar ook om te kan leef van die oortuiging wie ons toekoms in sy hande het. Ek wil dit herhaal. Dankbaarheid gaan nie net wat agter ons is nie. Ons sê nie net dankbaar. Ons is, ja Here, ons sê vir U dankie vir my verlede wat verby is. U het my kom nuut maak. Dankie dat U my deurgedra het. Maar dankbaar gaan ook om te leef van die oortuiging wie ons toekoms in sy hande hou. En daarom hierdie woord strek. Ek druk vorentoe soos 'n atleet, soos 'n hardloper op pad om by hy wenstreep te kom. En ek doen dit elke dag. En die pad wat ek en jy loop as volgeling van Jesus is nie passief nie, dis 'n wedloop. En 'n wedloop beteken jy sit in daar, jy sit krag in. Jy doen dit met deursettingsvermoë en fokus. En daarom skryf die skrywer van Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Hy sê laat ons alles wat ons hinder afgooi. En dit beteken ook daai verlede, daai mislukkings, daai verhouding wat jy uitgewerk het nie, daai spyt van daai oomblik wat ek nie geneem het toe ek moes nie, daai spyt van ek het daai oomblik opgemors in my lewe. Of die verliese wat ek beleef het. Hy sê alles wat ons hinder, moet ons afgooi met deursettingsvermoë, moet ons hardloop, terwyl ons oë gefestig hou op Jesus, want hy is die prys. In hom is die volheid. Dis wat Paulus sê. Jy kan nie vorentoe hardloop terwyl jy vashou aan wat agter jou is nie. Vryheid vereis fokus. En dit is so hartseer om te sien dat mense in ons kerke sit, maar nie hierdie vryheid beleef nie. Hulle is nog so behep met waarvan hulle vry gemaak is, van gered is, dat hulle mis die plan
die volheid wat God eintlik in gedagte vir hulle lewe het, vir hulle persoonlike lewe, vir hulle huwelik, vir hulle kinders, vir hulle werksplekke. Dis wat God in gedagte het, en baie mense mis dit. Maar wat help ons om vorentoe te beweeg? Ek sê dit gereeld van hierdie verhoog af, wat help ons om vorentoe te strek, om te leef in die vryheid van Jesus? Ek moet my oë op Jesus hou die hele tyd. Die begin en die volëinder van my geloof. En ons so rukkie terug daaroor gepraat, van integriteit. As I behold him, I become like him. Soos ek my oë op hom hou, word ek nader aan soos hy. En dan begin ek te reflekteer wie hy is, my karakter. Ek leef om dan hier op aarde. Ons moet deur geloof wandel. I'm no longer a slave to fear, but I'm a child of God. Ek leef nie van 'n verwysing wat ek sien wat om my gebeur nie. Maar ek leef van 'n ander verwysing van geloof. Ek leef van 'n verwysing van die waarheid van God se woord. Dis waar my geloof gebou word die hele tyd. En daarom hou aan strek en druk, selfs wanneer dit moeilik is. En ek dink is in die moeilike tye. En dit laat my dink aan hierdie prentjie van 'n rispe wat eintlik 'n skoenlapper word nie. Dis God se prentjie vir ons. Dis eintlik om hierdie pragtige skoenlapper te ontwikkel. Maar partykeer wanneer ons bietjie sukkel en wanneer dit moeilik raak, dan gee ons moed op. Maar as jy nou dink aan 'n rispe wat eintlik moet ontwikkel in 'n skoenlapper, sukkel. Daai proses wat daar gebeur is, hy moet uiteindelik losbreek, en dis nie eenvoudig nie. Hy moet strek, en wanneer hy dit alles doen, en dan versterk dit eintlik sy vlerke, maar as iemand daai kokon oopsny, sal hy skoenlapper nooit kan vlieg nie. So wat sê ek vir jou? Daar's baie keer moeilike tye waardeur ons gaan. Maar daar's 'n prys. God se hart is dat ek en jy in volheid in Christus sal leef, dat ons die volheid van God sal beleef, alles dit wat hy vir ons voorgehou het. Hy het dat ek en jy in oorvloed sal beleef in terme van verhoudings, op 'n fisiese vlak, op elke vlak van ons lewe. So dit vra dat ek en jy sal aanhou en nie ophou nie. En soos hierdie rispe en uiteindelik verander in 'n skoenlapper, vorm hy ons en vorm baie keer ons stryd, ons krag vir wat volgende kom. Dat ons dit nie sal verag nie, maar sal deurdruk. Ek het hier geskryf, vryheid word nie in die gemak gevind nie. Dit word in die strek en die deurdruk gevind. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Wat sê ek? Ons hoef nie vasgevang te wees in ons verlede nie. Ons hoef nie vasgevang te wees om te bly in gister nie. Ek kan doelgerig lewe. Ek kan weer lief hê. Ek kan weer droom. Ek kan weer 'n sukses maak. Dis nie die einde van my lewe nie. Omdat hy my nuut gemaak het. En hy my verander, my vrygemaak het van my ou lewe. Kan ek weer 'n sukses maak. Al het ek droog gemaak in my verlede. Maar wanneer ek hierdie vryheid in hom ontdek het en besef hy het meer vir my in store wat ek ooit dink, hy het my tot meer geroep as waarvan ek gered is. Kan ek weer. Ek kan weer in 'n verhouding instap. Ek kan weer die Here vertrou om my te help, alhoewel ek die pyn van verliese beleef. En dalk sit jy vanoggend hier en jy speel jou verlede oor en oor. Jy is op 'n plek waar jy die heeltyd hierdie verlede oor en oor speel soos 'n ou grammofoonplaat. Daai gebroke verhouding, die geleentheid waarop jy uitgemis het, of daai geleentheid wat jy opgemors het. 'n Persoonlike mislukking, seer en pyn van verliese.
Ek sluit af met deur vir jou te sê vanoggend. Hou op om terug te kyk met spyt. En begin vorentoe te leef in vryheid. Hou op. Want Christus het dit al klaar gedoen. Hy het dit al klaar vir ons gedoen. Ek en jy moet kies. Ek en jy moet kies om op te hou, om terug te kyk met soveel spyt en te begin vorentoe te druk, sodat jy in volkome vryheid kan leef. Moenie laat jou geskiedenis, moenie laat jou verlede jou bestemming beperk nie. Dieselfde God wat jou in die verlede gedra het, is dieselfde God wat jou na hierdie toekoms toe roep. Wat jou roep om in daai volheid, wat hy in sy seun 'n realiteit kom maak het vir ons. Dis waarvoor hy ons geroep het om in te leef. Ek het hier geskryf, Paulus se verhaal herinner ons daaraan, dat vryheid in Christus nie is om ons verlede te ontken nie. Ons kan nie ons verlede ontken nie. Maar Paulus herinner ons vanoggend, ons vryheid in Christus leer ons om dankbaar te wees. En te sê, dis wie ek was, maar dis nie wie ek meer is nie. Ja, dit is wie ek was, maar in Jesus, dis nie meer wie ek is nie. Ek is nie wie ek was nie, maar ek is wie God sê ek is. Ek is vergewe, ek is uitverkies, ek is vry. Hoor hierdie waarheid vanoggend en ek sluit daarmee af. God definieer jou nie deur jou foute van jou verlede nie. Of selfs jou spyt nie. Hy meet nie jou waarde aan wat verkeerd geloop het in jou verlede nie. Kan ek vir jou sê, in sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van sy genade, het ons verlede eintlik nie meer hou vas op ons toekoms nie. Maar ons moet dit glo. Ons moet dit aanvaar. En dalk sit jy hier en jy dra nog steeds die gewig van jou verlede. Daai gebroke verhouding wat jy so aan vasklou nog, wat jy nie kan vergeet nie. Daai geleentheid wat jy opgemors het. Jy voel soos 'n mislukking van goed wat jy aangevang het. Daai seer en pyn as gevolg van verliese wat jy so beleef het. Vandag nooi die Here ons uit. Hy weet waar jy is. Maar hy nooi jou uit vandag om alles neer te lê en te laat gaan. Hoekom sal jy daai ketting net so 'n groot bal die hele tyd saam met jou sleep? Gee dit oor aan Jesus. Daai pyn, daai skuld, daai vrees, daai seer. Laat toe dat sy wonde jou genees. Laat hy jou kom herstel. Moenie meer as 'n gevangene bly nie. Dis nie God se hart vir jou nie. Hy wil hê ek en jy moet leef in die vryheid wat hy reeds voorsien het. Jesus het dit klaar gedoen. Het ons klaar vergewe. Het ons herstel, het ons nuut kom maak. God roep ons na hoop, 'n lewe van oorvloed en vrede. Dis die prys waarvan Paulus praat. Ek gaan vir ons bid en ek vertrou dat jy jou hart vanoggend oopmaak en ontvang die vryheid, ontvang die genesing wat net Jesus kan gee. Ontvang dit vanoggend. Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik ons oë sluit. Ek wonder of julle nie saam met my wil staan nie. Kom staan vir 'n oomblik. Here, ons dankie vir die liefde en die genade. Here, ek wil vir elke persoon bid vandag hier. Ek weet nie waar hulle is nie, net hulle sal weet waar hulle is. En ek glo daar's mense hier wat die gewig
van hulle verlede nog saam met hulle dra. Daai pyn van daai gebroke verhouding, daai huwelik wat nie uitgewerk het nie. Spyt van 'n geleentheid wat opgemors is. Daai las van voel ek is 'n persoonlike mislukking. Daai stuk seer wat mense mee staan hier vandag van verlies. Daai pyn van ek kan nie myself vergewe nie. Vader, ek bid in hierdie oomblik deur die werking van die Heilige Gees dat U elke persoon ontmoet waar hulle is. Ek bid Heilige Gees dat U mense nou sal help, dat hulle sal kies om elke stuk vrees, elke pyn, elke stuk bekommernis, skuldgevoel en seer vry te laat vandag in die hande van Jesus. Ek bid dat mense dit sal release, het laat gaan. En Here, soos hulle harte oopmaak nou om dit te laat gaan, en dalk is dit nodig, dalk jou hande net voor jou uitstrek en sê, Here, ek laat gaan nou. En die Here sê, soos jy laat gaan, stort ek nou my vergifnis, my genesing, my vrede en my hoop in jou lewe uit. Sodat elke ketting breek in jou lewe. Elke ding wat jou gevange hou, sal breek vanoggend en jy in vryheid jou toekoms sal najaag. Dankie Heilige Gees dat jy elke hart ook nou vul met 'n stuk geloof om hierdie vryheid te aanvaar wat Jesus vir hulle alreeds bewerkstellig het. En ek bid Heilige Gees dat hulle hierdie waarheid sal vat vandag, wat U kom sê, dat hulle hoef nie meer te leef as slawe van vrees nie, maar dat hulle kind van God is, dat hulle in hierdie waarheid sal wandel, dat hulle identiteit as kinders van God wie hulle is aanvaar en daarin begin leef en uiteindelik leef in die oorwinning en in die volheid van Jesus. Dankie. Dankie dat mense vry stap vanoggend, dat hulle vry hier uitstap. Daai verlede agtergelos, daai spyt, daai pyn alles. En begin najaag daai doel en plan in daai lewe van vrede en oorvloed te leef. In Jesus naam. Here, ek loof vir die mense wat U vrygemaak het vandag. No longer a slave to fear, but a child of God. Amen en amen. Baie dankie, so welkom jy.